Kom ek bid vir ons. Here, wat 'n voorreg is dit nie weer om vanoggend by mekaar te wees as 'n gemeenskap van heiliges, Here, veral in hierdie tye waarin ons lewe. Here, ons sien wat in die wêreld aangaan en wanneer ons na die wêreld kyk, dan sien ons dat die Bybel is die waarheid. Dit wat die Bybel vir ons sê, wat aangaan hier buite is absoluut die waarheid, Here, daar's vir ons geen verrassings nie. Ons as gelowiges is nie verras oor wat hier buite aangaan, Here. Here, gee vir ons asseblief die oortuiging in ons harte om die Bybel meer ernstig te lees, om meer te bid, Here, om meer betrokke te wees by die gemeenskap van heiliges, Here. Here, en veral vanoggend waar ons na 'n praktiese gedeelte gaan kyk van Christen wees, Here. Gaan met elkeen wat hier is vanoggend, Here, maak ons harte oop vir u waarheid, Here, vir u woord. Seën asseblief u eie woorde vanoggend, Here. Vanoggend is dit so belangrik. Here, seën my ook asseblief dat ek die woorde reg sal gebruik, sodat u alleen verheerlik sal word. Amen. Ek gaan weer vir ons lees Jakobus 2 van vers 14 tot vers 26 en ek lees vir ons uit die woord van die lewende God. Wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal vir jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit, en hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham ons vader nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? En die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur geloof alleen nie. Is Rahab die prostituut nie ook net so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvry ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. Tot sover. Wat jy doen, wys wie jy werklik is. Vanoggend is die 3de Sondag wat ek met hierdie stelling begin. En ek wil jou vra, maak hierdie stelling vir jou sin? Maak dit vir jou 100% sin? Wat jy doen, wys wie jy werklik is. En ek wil 'n uitnodiging vir jou gee. As dit nie vir jou sin maak nie, as dit nog nie vir jou sin maak nie, en as dit na vanoggend se boodskap ook nie vir jou sin maak nie, dan moet ek en jy by mekaar uitkom. En ons moet rustig sit en koffie drink, want is belangrik dat jy hierdie stelling verstaan. En dat jy hierdie geloofstoets waarmee ons besig is, dat jy dit werklik verstaan. En eintlik moet jy dit nie net verstaan nie, jy moet dit glo ook. En dan moet jy jou eie lewe ondersoek, en jy moet aanpassings maak. Want hierdie stelling moet van jou gesê kan word. Dit wat jy doen, wys wie jy werklik is. Ons is besig om deur die Bybelboek Jakobus te werk, en hierdie brief het 13 toetse, 13 gelooftoetse. En hierdie toets waarmee ons besig is die toets van dooie geloof teenoor 'n lewendige geloof. Of as ek dit anders te kan stel, geloof wat red en geloof wat nie red nie. Nou ons het reeds bepaal in die laaste 2 weke, dat daar wel 'n geloof in Jesus Christus is, wat jou nie gaan red nie. Ons het dit reeds bepaal. Daar's baie mense wat sê, Here, Here, maar hulle glo nie in die Here van die Bybel nie. Hulle glo in 'n Here wat iemand opgemaak het, en hulle glo nou in daai Here. En wat hulle gedoen het, is hulle het eienskappe van Jesus gevat, en hulle het 'n afgod gevorm, wat mense dink is werklik Jesus. En hierdie afgod pas hulle, en hulle noem hom Jesus, maar dit pas hulle lewenstyl. En hierdie God van hulle lyk glad nie soos die God van die Bybel nie.
En ons sien dit oralste om ons. Dis die hartseer ding, ons sien dit oralste om ons. Ons het verlede week gesien dat selfs demone het 'n ortodokse geloof in God. Nou wat dit beteken is, hulle weet wie God is en hulle glo God is God. Hulle weet ook wie Jesus is. Hulle weet Jesus is die seun van God. En hulle glo dit. Hulle glo Jesus is die seun van God. Maar hulle haat Jesus. Hulle haat alles wat God doen. Alles. En hulle probeer alles wat God doen counter. Elke liewe ding wat God doen, is daar 'n counter van Satan en sy demone af. Met ander woorde, dit wat hierdie mense glo, of dit wat die demone althans glo, van God en van Jesus, is nie genoeg om hulle te red nie. Want net om te glo, daar is 'n God, is nie genoeg om jou te red nie. En wat ons sien is, wat ons verlede week na gekyk het, is dat hierdie demone vrees selfs vir God. Hulle sidder as hulle die naam van Jesus hoor. En dit is wat ons nie eers van vandag se gelowiges kan sê nie. Die meeste gelowiges wat ek en jy ken, het geen vrees vir God nie. Daar's geen agting vir God nie. En hierdie demone se haat vir Jesus is so erg, dat hulle enigiets sal doen om my en jou aandag af te trek van die ware Jesus af. Hulle doen enigiets. En wat die plan is, of wat die doel van hulle is om jou oog van Christus in die kruis af te haal en jou na iets anders te laat kyk. Dit is die plan. Hulle wil nie hê ek en jy moet elke dag die evangelie van Christus onthou nie. Want onthou, dis waar die krag van redding lê, in die evangelie. Nie in ander goeters nie. Die krag van redding lê in die evangelie van Jesus Christus. En hulle doen dit deur afgewaterde geloof, deur oppervlakkige geloof. Satan hoef jou nie so ver te kry om 'n afgod en 'n afgodstempel te aanbid om jou in die hel te kry nie. Al wat hy moet regkry is om jou in 'n Jesus te laat glo wat nie bestaan nie. Dit is wat hy regkry. En hulle kry dit reg. Julle het al baie gehoor ek sê dat die Bybel sê vir ons dat Satan homself voordoen as 'n engel van lig. Maar hoor wat skryf Paulus. Ek gaan vir julle 3 verse lees wat Paulus skryf hieroor spesifiek. 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15. Want sulke mense is vals apostels, slinkse werkers, terwyl hulle self vermom as apostels van Christus. En geen wonder nie, want selfs Satan vermom hom as 'n engel van lig. Daarom is dit nie ook vreemd as sy dienaars hulle ook vermom as dienaars van geregtigheid nie. Hulle einde sal volgens hulle werke wees. So hier sien ons baie duidelik dat daar mense in die kerk van Christus is wat 'n ander evangelie verkondig, wat 'n valse evangelie verkondig, wat teenstrydig is met dit wat Paulus en die ander Bybelskrywers vir ons in die Bybel gegee het. Dis 'n ander evangelie. So hoe word gelowiges mislei vandag in die kerk? Die mees effektiefste manier hoe gelowiges, en ek sê dit in aanhalingstekens, in die kerk mislei word, is om jou te laat fokus op dit wat God vir jou kan doen. En dit klink verkeerd wat ek sê. Hulle laat jou fokus op dit vir jou wat God vir jou kan doen. Hoeveel boodskappe het julle nou oor Desember en Januarie van leraars en pastore gehoor wat sê, wat gaan God vir jou in 2026 doen? God gaan jou kan help in jou verdrukking. God gaan jou kan help uit jou geldelike verdrukking uit. God gaan jou help uit jou emosionele laagtepunt uit. En dan seker die mees verkleinerendste boodskap wat ek gesien het is, God gaan deurkom vir jou in 2026. Daar's kerke wat hierdie boodskap elke Sondag verkondig. Daar's kerke wat so ver gaan wat om te sê, kom haal jou wonderwerk hierdie Sondag. Dis alwaaroor dit gaan. Wat kan God vir jou doen? En dit wat ek nou genoem het, is alles waar van God. God kan dit alles doen. God is die God van wonderwerke. God kan enigiets doen.
Maar wat van dit wat God reeds gedoen het vir jou en vir my? Dit wat God reeds gedoen het. Die moderne kerk vandag fokus byna net op dit wat God kan doen. En daar's geen fokus op dit wat God reeds vir jou en my gedoen het nie. En dis waar die probleem lê. Dit is waar die probleem lê. Want ons geloof in Jesus Christus as Here en Redder is nie op dit wat hy gaan doen nie. Dis nie daarop gefokus nie, dis nie daarop gebaseer nie. Dis nie die fondasie nie. Dit is op dit wat Jesus Christus reeds vir ons gedoen het. En dis hoekom ek nou gesê het, die krag van redding lê in die evangelie van Jesus Christus. Dis die enigste krag wat jou kan red. Is om as jy die evangelie van Jesus Christus glo. God het reeds sy enigste seun gestuur sodat die wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Dis reeds gedoen. En dan sê God vir ons in Efesiërs 1 vers 3. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. Hoor julle daar? As jy in Christus is, as jy sit hier vanoggend en jy's 'n wedergebore Christen, dan is jy reeds geseën met elke hemelse seëning. Reeds geseën. En as dit nie genoeg is nie, hoor wat het Petrus geskryf in 2 Petrus 1 vers 3 en 4. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe. Deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat jy deel kan kry aan die goddelike natuur, nou dat jy ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur die begeerlike wêreld teenwoordig is. Het julle dit gehoor? Deur die kennis van die God wat jou geroep het jy reeds alles ontvang wat jy nodig het. Alles om 'n godvreesende lewe te lei. Jy het selfs deel gekry van God se goddelike natuur, van Jesus se goddelike natuur. Met ander woorde, God het alles reeds gedoen vir ons. Ons het letterlik niks wonderwerke van God nodig nie. Ons het geen ekstra seëninge van God nodig nie. Ons het niks anders te nodig as dit wat God reeds vir ons gegee het. Want hy het alles vir ons gegee, sodat ons in hierdie bose wêreld 'n godvreesende lewe kan lei. Alles. Alles. En dis hier waar die groot misleiding in die kerk vandag is. Mense met dooie geloof fokus op dit wat God nog vir hulle kan doen. En mense met lewendige geloof fokus op dit wat God reeds vir hulle gedoen het. Dis waar die groot misleiding inkom. En die hartseer ding is dat die meeste mense in kerke vandag weet nie hiervan nie. Hulle weet dit nie. Dit word eenvoudig nie vir hulle geleer nie. Hoekom sien ons soveel gelowiges om ons, wat in kerke is, wat miserable is, wat verslaa lewens lei, wat glad nie in oorvloed lewe nie, is omdat hulle wag op 'n seëning. En hulle is nie geleer dat God ons reeds geseën het nie. Hulle word nie die Bybel geleer sodat hierdie seëninge in werking kan kom in hulle lewens nie. Hierdie mense word ook geleer dat hierdie seëninge van God, hierdie lewe van oorvloed waarvan Jesus gepraat het, is fisiese dinge. En dis glad nie wat dit is nie. Dis glad nie wat die Bybel ons leer nie. Jesus het gekom sodat ons al hierdie geestelike seëninge kan hê en so in oorvloed kan lewe. En ongelukkig, hierdie misleiding genereer duisende mense, selfs miljoene mense reg oor die wêreld wat dooie geloof het. Dis soos wat ek verlede week gesê het, hulle weet net genoeg om te dink hulle is Christene, maar hulle weet te min om hulle self te onderwerp aan die autoriteit van God. En die realiteit is, die hartseer realiteit is, dat meeste leraars en pastore wat hierdie afgewaterde lering verkondig, weet nie eers hulle doen dit nie. Want hulle leer ander mense dit wat hulle glo. Hulle het nog nooit op 'n punt gekom om werklik die oortuiging te hê dat God reeds alles gedoen het wat ons nodig het nie.
Hulle glo absoluut met alles in hulle, dat dit wat hulle leer, is die waarheid. Met ander woorde, hulle is ook mislei. So dis nie asof leraars en pastore demon-possessed is en hulle verkondig hierdie valse lering, nie. Hulle is mislei. Hulle is net so mislei soos al hierdie ander mense wat sê, Here, Here. En dit moet vir my en jou, aan wie God genade getoon het, deur om ons oë en ons ore oop te maak, dit moet ons motiveer om die waarheid te verkondig. Dit moet ons motiveer om elke siel wat daar buite is, wat mislei is, moet ons evangeliseer met die waarheid van Christus. Ons moet mense onderrig in die waarheid, want ons is geseën deur om die waarheid te ken. En dis 'n verantwoordelikheid waarmee God ons gelos het. Want as ons kyk na Jakobus wat vir ons sê, die eienskappe van dooie geloof, dan moet ons eerlik wees as ons na hierdie eienskappe kyk van verlede week. Die eienskappe was leë belydenisse, gebrek aan empatie vir broers en susters in nood en oppervlakkige geloof. As ons eerlik is met onsself, gaan ons baie mense ken wat hierdie eienskappe het. Baie mense. Ons vriende, ons familie, dalk 'n broer en 'n suster, dalk ouers. Ons ken mense wat hierdie eienskappe het. En dit moet ons motiveer om die waarheid aan hulle te verkondig. Maar as jy eerlik is met jouself, gaan jy ook van hierdie eienskappe in jou eie geloof sien. So jy moet self ondersoek doen. Bid en vra vir God vir leiding. Praat met iemand wat geestelik meer volwasse as jy is. Die doel van hierdie toets is dat ek en jy kan seker maak ons geloof is eg. En die doel van hierdie toets is dat ons kan seker maak ons geloof is gebaseer op die waarheid van die woord. Nie wat ek vir julle sê nie. Die waarheid van die woord. Dit is die finale autoriteit. So die eienskappe van dooie geloof wat Jakobus vir ons gegee het, is leë belydenisse, gebrek aan empatie vir broers en susters in nood en oppervlakkige geloof. En dit bring ons dan nou by vandag se gedeelte, vers 21 tot vers 26, waar Jakobus vir ons die eienskappe gee van lewendige geloof. En hy gee vir ons 'n kontrasie. Hy gee vir ons eers die dooie geloof en dan gee hy vir ons die lewende geloof. En hy gee vir ons twee mense as voorbeeld van die Ou Testament. En dit is baie interessant en julle sal nou sien hoe interessant is hierdie twee mense wat hy vir ons gee. Vers 21 sê, is Abraham ons vader nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het. Nou, Jakobus begin hierdie vers met, is Abraham ons vader? Nou, hy verwys nie hier na ons vader as die Jode nie. Hierdie is nie 'n etniese verwysing nie. Hierdie is 'n geloofsverwysing. Want Abraham is ons almal wat glo in Jesus Christus se geloofsvader. Hy is die eerste gelowige gewees, hy is ons vader. En Paulus het ook in Romeine 4 vers 11 daarna verwys toe hy gesê het, Abraham is die vader van almal wat glo. So as Jakobus skryf, is Abraham ons vader, dan praat hy van almal van ons. Almal van ons wat in Jesus Christus glo. En is belangrik om dit te weet, want in hierdie paar verse gaan ons sien dat elke gelowige in die geskiedenis van tyd op dieselfde manier gered is. Ons het hierdie persepsie dat die mense in die Ou Testament is gered is omdat dit wat hulle gedoen het. Hulle het goeie werke gedoen en dan het God hulle gered. Want dis die persepsie wat meeste van ons het. Maar dis nie die waarheid nie. Daar was nog nooit 'n ander manier van redding gewees as geloof nie. Nog nooit nie. Hierdie vers 21, hoor hoe sy in die Nuwe Lewende Vertaling vertaal. Ons voorvader Abraham se geloof het dade geword. Hy het sy seun Isak op die altaar gelê en God het hom vrygespreek. So die opdrag wat God aan Abraham gegee het om Isak te offer, was 'n toets gewees. God het vir Abraham getoets. En hoe het Abraham bewys dat sy geloof eg was? Hy het vir Isak gevat om te gaan offer. Hy was gehoorsaam gewees. Hy het vir God geglo. Hy het nie net vir God gesê, ek glo nie. Hy het nie net met sy mond gesê, ek glo God nie. Hy het gedoen. Hy was gehoorsaam gewees. En omdat Abraham God geglo het hy toe sy seun gevat en hulle is die berg op en hy wou hom gaan offer het. Hy was bereid gewees om hom te offer. En dit is hoe Abraham hierdie toets geslaag het. Deur te doen
wat God gesê het, deur te doen. Hy was gehoorsaam geweest. Met ander woorde, sy gehoorsaamheid het vir ons gewys, hy het God geglo. Dink nou weer aan hierdie stelling wat ek mee begin het. Wat jy doen, wys wie jy is. Nou Abraham het deur sy dade gewys, hy glo werklik in God. En hy glo ook vir God. En onthou daar's 'n verskil. Die demone glo in God, maar hulle glo nie vir God nie. En daar's 'n verskil. Abraham het vir God geglo. En ons sien in Hebreërs 11, as ons dink aan die Ou Testamentiese gelowiges. Nou die Hebreërs skrywer het vir ons in Hebreërs 11 'n lys van name gegee van mense wat God regverdig verklaar het omdat hulle geloof gehad het. Nie omdat hulle werke gedoen het en toegered is nie, maar hulle het geglo. Hulle het geloof in God gehad en hulle het vir God geglo. En daarom is hulle regverdig verklaar. En elkeen van hierdie mense lewens wat in Hebreërs 11 genoem word, was daar geloof en dis bewys deur gehoorsaamheid. En dit is waaroor hierdie hele toets gaan. Jy sal jou geloof wys deur om gehoorsaam te wees. Ware geloof sal altyd oorgaan in dade. Hoor mooi wat ek sê. Ware geloof sal altyd oorgaan in dade, of werke, of aksies. 'n beter beskrywing om nie verwarring te veroorsaak nie is dalk 'n ander lewenstyl. Ware geloof sal altyd jou lewenstyl verander. En hoe sal dit jou lewenstyl verander? Jou lewenstyl sal heilig word. Ware geloof sal altyd 'n heilige lewenstyl veroorsaak. Want ware geloof sal gehoorsaam wees aan God. Abraham was gehoorsaam aan die opdrag wat God hom gegee het. Vers 22 sê, kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het. Nou hier sien ons dat Jakobus sê vir ons dat ons geloof eers werklik volkome word wanneer dit oorgaan in dade, wanneer dit oorgaan in gehoorsaamheid. Met ander woorde, jou mondelingse belydenis wys nie werklik of jy glo nie. Jou dade wys of jy glo. Jou lewenstyl verandering wys of jy werklik glo. Die Engelse vertaling sê, your faith will be perfected. Met ander woorde, as ons vir mekaar sê, ons glo in God, dan is dit goed so, ons moet dit sê. Maar verander jou lewe. Dan eers word jou geloof volkome, wanneer jou lewenstyl verander. Vers 23, en die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Nou hier kom ons by 'n baie interessante aspek van die Ou Testamentiese gelowiges, en hoe hulle, wat hulle geglo het. Nou onthou die Ou Testamentiese gelowiges het nie die Bybel gehad nie. Al wat hulle geweet het van God, is wat God aan hulle geopenbaar het. So al wat Abraham geweet het van God, is dit wat God ook al aan hom geopenbaar het. En ons weet nie wat het God aan Abraham geopenbaar het. Maar dit wat God openbaar het, dit het hy geglo. Dit was vir hom genoeg gewees om te glo en om gehoorsaam te wees. So, hoe het elke Ou Testamentiese gelowige tot redding gekom? Deur om die openbaring wat daar aan hom was, te glo. Dit is hoekom profete gesê het in die Ou Testament, so sê die Here. Want so kon hulle dan glo. God het, omdat hy geglo het, het God sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Met ander woorde, Abraham het nie die openbaring gehad wat ek en jy het nie. Ons het die totale openbaring. Ons het die volle openbaring in die 66 boeke van die Bybel. Abraham het 'n klein openbaring gehad, maar hy het dit geglo. En God het hom op daai geloof regverdig verklaar. So elke Ou Testamentiese gelowige is regverdig verklaar op dit wat hy geglo het van God, wat die openbaring ook al was. Vers 24, julle sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word en nie deur geloof alleen nie. Nou dis hierdie vers wat Martin Luther
500 jaar terug laat sê het, hierdie brief van Jakobus hoort nie in die Bybel nie. Want hy het absoluut geglo dat Jakobus skryf, jy word deur dade geregverdig en nie deur geloof nie. Maar hy het die brief totaal en al verkeerd geïnterpreteer. Wat Jakobus hier vir ons sê is, ek en jy kan nie net sê, ons glo in God nie. Hoor weer wat sê die vers. Julle sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur geloof alleen nie. Met ander woorde, jy kan nie net sê, jy is gelowig nie. As jou geloof nie jou lewe verander nie, dan glo jy nie. Dan glo jy nie werklik in God nie. Abraham se lewe het drasties verander. Hy was gehoorsaam. God het vir hom gesê, hy moet trek. Toe trek hy. God het vir hom gesê, jy moet jou seun, jou enigste seun, en God, dit is asof God dit bietjie ingevryf het. As jy daai gedeelte gaan lees, God sê vir hom, Abraham, vat jou enigste seun, die seun vir wie jy lief is, en vat hom op en gaan offer hom. En hy het dit gedoen. Hy was gehoorsaam geweest, sy lewe het verander. So die eienskap van lewendige geloof wat ons in Abraham se lewe sien is gehoorsaamheid. Dit wat God aan jou geopenbaar het, jy moet daaraan gehoorsaam wees. So ek het nou reeds vir julle gesê, ek en jy het die hele openbaring. Ons is so geseënd, ons het God se totale openbaring aan die mensdom. So die vraag is jy gehoorsaam aan daai openbaring? Dis die vraag. Is jy gehoorsaam? Die tweede voorbeeld wat Jakobus vir ons gee is Rahab, vers 25 en 26. Is Rahab die prostituut nie ook net so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvry ontvang en met 'n ander pad gestuur het nie? Nou julle almal ken die storie van die verkenners wat na die land Kanaan toe gegaan het en toe hulle weggesteek deur Rahab. Sy was 'n prostituut gewees. En wat interessant is wat ons van hierdie twee voorbeelde van Jakobus sien is, die twee voorbeelde wat hy vir ons gee. Abraham was 'n man, Rahab is 'n vrou. Abraham was 'n Galdeer gewees wat gesien was as 'n beter stam, en hy was 'n leier van die Galdeers. Sy was 'n Kanaaniet gewees en sy was net 'n gewone burger. Abraham was 'n ryk man, Rahab was arm. Abraham was 'n man met morele standaarde, Rahab was 'n prostituut gewees. So sien julle die verskille wat hy vir ons gee. En dit is belangrik om hierdie verskille raak te sien. Maar as jy Hebreërs 11 gaan lees, waarna ek nou verwys het, waar die Hebreërs skrywer vir ons praat van ons geloofshelde, is Rahab se naam daar. Rahab se naam word daar genoem, want sy was gehoorsaam. Dit wat sy van God geweet het sy geglo, en sy het bitter min van God geweet. Hoor bietjie, wat staan daar in Joshua 2 vers 19 en 11. Sy het vir die manne gesê, dis nou Rahab, ek weet dat die Here aan julle die land gegee het, en dat vrees vir julle ons oorval het. Ja, dat al die inwoners van die land sidder oor julle. Want ons het gehoor hoe die Here die water van die Rietsee voor julle laat opdroog het met julle uittog uit Egipte, en wat julle gedoen het aan die twee konings van die Amorite oor kan die Jordaan, aan Sion en Og, wat deur julle met die banvloek getref is. Ons het dit gehoor en ons harte het ineengekrimp, sodat niemand meer moed het teen julle nie. Die Here julle God, hy is immers God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Dis al wat sy geweet het van God. Dis al wat aan haar geopenbaar het van God. En hoor wat sê sy. Die Here julle God, hy is immers God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Haar geloof in dit wat sy geweet het van God, het haar hele lewe verander. Daar was drastiese verandering in haar lewe. Sy was net soos Abraham bereid om alles wat waardevol is vir haar op te gee, sodat God verheerlik kan word. Rahab het haar eie lewe op die spel geplaas, deur dit wat sy gedoen het, deur daai twee manne weg te steek, omdat sy God vertrou het, omdat sy geweet het, hy is God van die hemele en God van die aarde. En God het aan haar genade getoon, soveel genade, dat Jesus, ons redder en Here, uit Rahab se bloedlyn uitgebore is. Dis soveel genade God aan haar getoon het.
Is dit nie ongelooflike genade nie? Abraham en Ragab het nie net gesê hulle glo God nie. Hulle het bewys hulle glo God deur hom gehoorsaam te wees. Hulle het nie hulle geloof uitgeleef deur om tradisies te hou en om rituele na te kom nie. Hulle geloof is eenvoudig uitgeleef deur gehoorsaamheid aan dit wat God aan hulle geopenbaar het. En wat baie interessant is in hierdie twee voorbeelde, is dat nie Abraham of Ragab perfek was nie. Beide was sondaars. En hulle lewenstyl was gekenmerk deur gehoorsaamheid. En in hierdie tydperk wat hulle gelowig was, het hulle nog steeds sonde gedoen, soos ek en jy. Maar as jy Abraham se lewe gaan ondersoek, daar was belydenis gewees, daar was berou gewees, daar was wegdraai van sonde af gewees. En kyk hoe eindig Jakobus hierdie geloofstoets in vers 26. Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. As jy ophou asemhaal, is jy dood. Mors dood. As jou lewe nie verander nie, is jou geloof dood. Mors dood. Daar is so iets soos dooie geloof. Daar is so iets soos geloof in Jesus Christus wat nie red nie. As jou geloof in God nie jou lewe verander het nie, dan is jou geloof heel moontlik nie eg nie. Of, en ek gaan 4 opsies hier gee. Die eerste een is, as jou geloof in God nie jou lewe verander het nie, dan is jou geloof heel moontlik nie eg nie. Of, jou geloof is so oppervlakkig, dat jy nie werklik weet wie is God nie. Met ander woorde, jy weet nie werklik wat is sonde in jou lewe nie. Want jy verstaan nie die heiligheid van God nie. Of, jou geloof is eg, maar jy is net te harrekwas en te trots om die sonde in jou eie lewe aan te spreek. Want jy skaam vir die vernedering wat gaan met sondebelydenis. Of, jy is werklik net onseker wat die Christenlewe behels en jy sukkel om verandering in jou eie lewe aan te bring. En daar's 4 opsies. Daar's 4 opsies wat reël is. Nou ons weet nou wat is dooie geloof en ons weet wat is lewende geloof. So kom ons kyk prakties hoe jou geloof jou lewe behoort te verander. En dan gaan julle sien hoe kom ek sê een van daai 4. Daar's net 2 plekke waar my en jou lewe behoort te verander, waar daar verandering behoort te wees. En die eerste een is die sonde in jou eie lewe en die tweede een is die verhoudings waarin jy is. Dis net hierdie 2 plekke waar daar verandering moet wees. Die sonde in jou eie lewe. Jesus het gekom om ons te verlos van ons sonde. Sodra jy tot bekering gekom het en die Heilige Gees binne in jou kom woon, dan is jy 'n nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5 vers 17. Jy's 'n nuwe mens. En omdat jy 'n nuwe skepsel is, heers sonde nie meer oor jou nie. Romeine 6 vers 12. Sonde het nie meer mag oor jou nie. Wat dit beteken is, dat geen gewoonte sondes meer in jou lewe hoef te wees nie. Dit gaan nie net wegraak nie, maar dit hoef nie meer daar te wees nie. Gewoonte sondes is verslawings. En julle het nou gesê, ek gaan nou prakties raak hieroor. Dinge waarvoor jy jou liggaam gewoond gemaak het. Dinge waarvan jy afhanklik is, wanneer dit met jou sleg gaan. Wanneer jy emosioneel is. Wanneer jy hartseer is. Selfs wanneer jy bly is. Verslawings soos kos. Verslawings soos drank. Verslawings soos rook. Verslawings soos dwelms. Verslawings soos pornografie. Verslawings soos koop. Verslawings soos jou skreen. Hierdie is net algemene sondes wat ek nou genoem het, verslawings. En ek weet nie of julle opgelet het, maar ek het afgekyk toe ek het almal genoem het, want ek wil nie een van julle in die oë kyk en jy dink ek praat van jou nie. Maar dit wat ek hier genoem het, is by almal van ons, iets is by almal van ons in hierdie vertrek betrokke. Maar dis hier waar die verandering in die gelowige se lewe begin. By verslawings. Gewoonte sondes.
toe wedergebore plaasgevind het die Gees van God binne in jou kom woon. Met ander woorde, jy's 'n nuwe skepsel, maar jou liggaam is nog verslaaf aan die goed. Jou liggaam is verslaaf aan. Dit verander nie oornag nie. Dis jou verantwoordelikheid om jou liggaam te kastei om van hierdie verslawing ontslae te raak. Dis die verantwoordelikheid waarmee God jou gelos het. Dis gehoorsaamheid. Dan is daar ander gewoontes wat nie verslawings is nie, soos kinder, sleg praat van ander mense, kla oor alles, rasisme, haat, vinnig kwaad word, onmin saai, luiheid. Kan jy hoor hoe prakties is hierdie sondes? Dis dinge wat ons doen. Onthou die stelling, dit wat jy doen, wys wie jy werklik is. Hierdie is jou persoonlike sondes waaraan jy moet aandag gee. Dis net jy. En is net ek. In Matteus 22 het 'n skrifgeleerde vir Jesus gevra, wat is die grootste gebod? En hierdie praktiese sondes kom in by hierdie gebooie. By die eerste gebod, Jesus het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Ons kan selfs Lukas 6 vers 46 ook hier gebruik. Jesus sê, waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Met ander woorde, gewoonte sondes is die dinge wat jy liewer het as vir God. Want jy gaan soek jou emosionele herstel daar. Jou high of jou low, probeer jy daar herstel en nie by God nie. Jy hardloop na jou verslawing toe in plaas van na God toe. Dan die tweede area waar daar verandering moet plaasvind in jou lewe is jou verhoudings. Dis die tweede gebod wat Jesus vir ons gegee het. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou alle verhoudings is, en julle moet mooi hoor, want hierdie is sensitief. Alle verhoudings waarin jy is, moet verbeter. En dit moet van jou kant af kom. Nie van die ander party se kant af nie. Dit moet van jou kant af kom. Jesus het gesê, ons is vredemakers. Dit moet van jou kant af kom. As jou geloof eg is, dan sal dit van jou kant af kom. Maak nie saak wat die ander persoon se geloofsoortuiging is nie. Dit maak nie saak nie. Jou verhouding met jou man of vrou moet verbeter. Jou verhouding met jou kinders moet verbeter. Jou verhouding met jou ouers moet verbeter. Jou verhouding met jou kinders se eggenote, skoonfamilie, is altyd 'n issue. Genadiglik sit die skoonfamilie vir my so, ek kan dit noem. Dis 'n issue. Daai verhouding moet verbeter. Jou verhouding met jou werksmense moet verbeter. Al die verhoudings hier moet verbeter. Jou verhouding met jou bure, met jou vriende, elke vreemdeling wat jy ontmoet, daai verhoudings moet verbeter. Hierdie is waar ware geloof in werking kom. By jou verhouding met God, met ander woorde, jou verhouding met jou eie sondes, en dan jou verhouding met mense. Dit is waar die Christen geloof gaan. As daar nie verandering in hierdie twee aspekte van jou lewe is nie, dan is daar fout met jou geloofslewe. Dan is daar fout. Of jy het nie ware geloof nie, of jy is nog 'n baba in jou geloof en jy het leiding nodig. Ekskuus. As jy leiding nodig het, kry iemand wat geestelik meer volwasse is as jy, wat 'n pad van disippelskap met jou kan stap. Lees die Bybel elke dag. Bid elke dag. Leer God ken. Leer God ken. Die Hebreërskrywer het hierdie twee aspekte van 'n veranderde lewe saamgevat in een vers. Hebreërs 12 vers 14. Streef na vrede met almal en na die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien. Jy sal nie die Here sien as jou geloof nie verandering in jou lewe aanbring nie. As heiligmaking nie sentraal deel is van jou daaglikse lewe nie, sal jy nie die Here sien nie. God is 'n heilige God. En God sê in sy woord vir ons, wees heilig, want ek is heilig. Ek dink nie ek kan die veranderde lewe meer prakties as hierdie opsom nie. Ek dink nie ek kan nie.
As daar enigiemand is, en ek wil weer dieselfde uitnodiging van vroeër, as daar enigiemand is wat hierdie toets van Jakobus nie verstaan nie, kom praat met my asseblief. Want dit is belangrik dat jy hierdie moet toepas in jou eie lewe. Gaan ondersoek jou eie lewe. Gaan ondersoek jou eie lewe. Jou geloof is dood as daar nie veranderinge in jou lewenstyl is nie. Ek wil hierdie geloofstoets afsluit met die stelling waarmee ek die laaste 3 weke begin het. Dit wat jy doen, wys wie jy werklik is. Kom ons bid saam. Here, soos wat ons hierdie geloofstoets van Jakobus afsluit, is hier dalk baie van ons wat agterkom. Ons is nie so gehoorsaam soos wat ons gedink het ons is nie. Here, is dalk van ons wat vanoggend hier sit en besef, maar daar's aspekte in ons lewens waar ons U nie verheerlik nie. Here, en as elkeen van ons wat hier sit eerlik is vanoggend, dan sal ons dit sê. Here, dit is moeilik om ons eie sondes aan te spreek. Soms, meeste van die tyd is daar vernedering betrokke. En die trots in ons wil nie hê dat ons moet jammer sê nie. Die trots wil nie hê dat ons moet sê ons was verkeerd geweest nie. Here, ek wil vra dat U werklik in elkeen van ons harte sal werk. Dat ons sondes sal bely voor U, voor mense wat ons dalk seer gemaak het, en dat ons sal wegdraai daarvan af. Here, daar is niks so belangrik soos om U te verheerlik nie. U het U seun vir ons gestuur om vir ons 'n voorbeeld te kom wys van hoe verhoudings lyk, Here. En Jesus het vir ons die perfekte voorbeeld kom gee. Here, ons as gemeente het 'n begeerte om deur ons geloof en deur ons veranderde lewenstyl U te verheerlik, sodat U ons gemeente kan gebruik, Here, om misleide mense te evangeliseer met U evangelie. Here, maar ons kan dit nie doen as ons eie lewens nie verander nie. Here, ons kan nie ander mense evangeliseer as ons nie kyk na die sonde in ons eie lewe, Here. Ons kan nie ander mense evangeliseer as ons eie verhoudings nie reg is, Here. Want dan is ons maar net skynheilig. Here, as ons skynheilig is heiliglik, vergewe ons asseblief. Here, in U woord sê vir ons dat U ons sal vergewe. En ons loof en ons prys U daarvoor. Here, rig ons gemeente op dat ons 'n lig in hierdie omgewing sal wees. Here, dat ons bekend sal staan as gehoorsame mense. Here, dat ons bekend sal staan as nederige mense. Dat ons bekend sal staan as liefdevolle mense. Here, dat ons bekend sal staan as mense wat omgee vir mekaar. Want U gee om vir ons. Here, stuur vir ons mense wat ons kan help. Stuur vir ons mense wat ons kan lei. Rig mense in ons gemeente op, Here, om ander te help, om ander te lei in disippelskap. Here, hierdie is tot U eer. Hierdie geloofstoetse wat ons doen, Here, is om seker te maak ons geloof in U is eg. En ek wil U werklik vra vanoggend, Here. Ek wil U amper smeek. Breek elkeen van ons se harde harte oop, Here. Dat ons eie trots in ons sakke sal steek. Dat ons nederig genoeg sal wees om ons sonde aan te spreek en om die gebroke verhoudings te herstel. Dankie, Here. Dankie dat U dit aan ons openbaar. Dankie dat U dit so bestem het dat ons deur hierdie brief van Jakobus kan werk, spesifiek in hierdie tyd van ons gemeente se lewe, Here. Ek eer U daarvoor, want as ek
kyk net na die timing van alles, Here, dis net ongelooflik. Dis ongelooflik om U hand hier in alles te sien. En ek wil U werklik bedank daarvoor vanoggend, Here. Here, seën elkeen wat hier sit vanoggend asseblief, Here. Seën hulle met liefde vir U, seën hulle met liefde vir mekaar, seën hulle met liefde vir die mense om hulle. Here, gaan met ons, dat ons sal groei in liefde. Jesus het gesê, dat ons sal uitgeken word aan ons liefde vir mekaar. Here, dankie vir U woord, dankie dat U 'n God is wat betrokke is in ons lewens, dankie dat U 'n God is wat besorgd is oor hoe ons lewe. Here, dankie vir U evangelie. Ek vra U al hierdie dinge in die wonderlike seun Jesus Christus se naam. Amen.